Welkom terug by die soet ontbyt. Groot ontbyt, bedoel ek. Maar is nou stroopsoet na Jennifer se kos vir die môre. Kan 'n mens dit kos doen, is eintlik maar pudding. Dis pudding. Is alles net pudding. Dis pudding, Is ja. pudding kos? Nee, my ma sal sê nee. Maar ja, ons selfs môre met Daniel Hofman. Hy kuier by ons in die ateljee. Ons praat oor sy nuwe liedjie getiteld Bietjie Rus en ons leer hom ook 'n bietjie beter ken. Goeiemôre Daniel. Môre Pierre, môre Jennifer, hoe gaan dit? Goed is al. Lekker, ek sê ek saam by julle 'n bietjie te kuier op die bank. Seerlik om jou hier te Ja, hê. dankie. Daniel. Ja, kom ons praat bietjie eers oor Kersfeeste. Sure, Kersfeestyd is altyd 'n spesiale tyd, maar vir my, ek soos ek vir julle gesê het nou, voor ons begin het, dit is vir my ongelooflik, familietyd is belangrik, maar ek kan eerlikwaar vir julle sê, ek was seker 15 jaar laas self met familie op Oujaar of 'n Kersdag. Die rede daarvoor is nie omdat jy 'n onaangename mens is nie. Nee, glad nie. Die rede daarvoor is dis maar so kunstenaars. Ja. Dis 'n ontsettende besige tyd in die industrie oor Kersfees en Nuwejaar, die vakansietyd. Definitief, jy weet, ek sê altyd ons werk wanneer mense rus. Ja. En wanneer die mense werk, dan rus ons so af en toe tussenin. Daniel, met watter musiek het jy groot geword in die huis? Sjoe, ek het eintlik groot geword maar met country musiek, Billy Ray Cyrus, daai tipe van musiek. My pa was ook in 'n band gewees jare terug in die 80s, laat 80s, genaamd Natal Taffies. So hy was die drummer gewees op hulle daai tyd LP's gemaak. Ja. En ek sal nooit vergeet, ek het so rukkie terug 'n radio-onderhoud gedoen en hy het my gevra waar kom jou liefde vir musiek vandaan? Ek onthou as 5-6 jarige het ek met Ken Millen se LP rondgeloop en ek onthou my pa het altyd vir gesê niemand mag aan daai plaat geraak het. Hy was altyd onder my kopkussing as ek gaan slaap. Ken Millen, dis hy Maggie. Ja, Ken Millen, ja, yes. My ma. Hy was 'n Skotse sanger. Ek dink 'n Skotse sanger. Ja, nee, so ek was dit kom al van jongs af, definitief. Nou jy is al 14 jaar besig in die musiekbedryf. Wat is van die grootste lesse as jy nou terugkyk oor jou loopbaan wat jy geleer het? Jo, just to be yourself. Net om jouself te wees. Jy leer elke dag iets nuuts. Jy's nooit te oud om iets nuuts te leer nie. En die mense, weet ek is lief vir mense. Weet ek leer elke dag by mense by shows dinge. Nice. En weet ek het so rukkie terug 'n show ook gedoen waar jy weet jy's op die verhoog en kinders kyk na jou, kinders geniet die musiek, ewen die ouer mense. En dis wanneer jy voel, wow, nou het ek my werk gedoen. Ek het dit waarvoor ek lief is, het ek nou bereik. Net om daai klein dingetjie wat hulle nou geniet in daai kort tydjie vir hulle saam huis te vat. Maar jy sien, mense wat klink ek nou so 'n klise, mense wat van mense hou. maar iemand wat weet om met mense te werk en met 'n groep mense se energie te werk. Jy's nie net 'n sanger nie. Jy doen ook MC werke, seremoniemeesterwerk en jy's die gas van 'n klomp goeters byvoorbeeld, Ja. quiz nights, sulke goeters. Jy weet hoe om met groepe mense te werk. Dit is nogal iets wat uniek is. En daar's min mense wat dit regkry. Wat is vir jou die magic daarvan? Wat is vir jou wat maak jou met mense verstaan? 'n groep mense. Ja, dit is nogals 'n interessante vraag. Ek dink jy leer mense ken. Van die tyd op die pad en met fisiese gehore werk, veral as jy soos jy nou sê, as jy nou 'n MC is veral by feeste en so aan en jy kleiner dingetjies doen, jy's meer intiem met die mense van hulle is reg voor jou en jy kan half sien, okay, hierdie oomie moet ek nie meer moeilikheid soek of enigiets sê nie. Hierdie ouetjie kan ek dalk iets meer probeer of ietsie lekker funnies inbring daar en ek dink jy leer jou mense ken deur die jare. Ek dink dit is maar ervaring. Dis definitief ervaring en ek dink dit kom maar net, weet, daar's kere wat soos familievermaak wat ons nou by die oorde doen nou heidaglik Desember, met ons weet jy het seker maniere, hierdie oom gaan nou die swembad klim en hierdie ding kom doen. Jy verstaan, jy forceer hom half jy druk hom in 'n blik in, maar hulle kom doen dit, want hulle is gemaklik met jou. Jy moet soveel as moontlik gemaklik wees teenoor die persoon wat jy mee gesels ook. Het jy 'n gunsteling dorp of stad of venue om by op te tree? In Suid-Afrika? Ja. Oh. Ek dink almal het hulle unieke. Ag, kom nou. Ja, ek dink almal het hulle unieke. Jy antwoord die vraag so korrek. Ek weet. As jy nou gedink jy geraak sê, kyk die mense van Newcastle kuier die heel lekkerste. Nee, ek moet vir jou sê, ek dink Pretoria se mense is lekker, definitief. Daar's nie, hulle het gees. Limpopo se mense is nou weer 'n bietjie meer, weet, hulle is nou weer 'n bietjie rowwer. En dan as jy maar Mpumalanga se mense is meer gemaklik. So nee, ek dink elke provinsie het sy eie tipe groepie mense wat maar uitkom na die shows toe.
Nee, maar hoor hierson, ons praat bietjie oor jou show. Ons praat oor bietjie rus. Yes. Jou enkelsnit. Waar kom die enkelsnit vandaan? Genade Peer, ek het deur die loop van die jaar weet ons werk maar die hele tyd en aan die gang en so aan. En almal vra vir jou, "Jy's rus jy nie tussenin nie?" Sê ek, nee, elke keer 'n woord wat baie mense gebruik is ek wil nou 'n bietjie rus of ek het rus nodig. So daai twee woorde is altyd in iemand se sin, weet die werk druk jou hard, jy's so moeg, die horlosie stap stadig. So daar's dinge wat gebeur by die werk ook wat sê, "Yes, nee, nou is ek Tyd vir bietjie rus." Ja, dis 'n tyd vir bietjie rus. En ek het hierdie jaar dat ek en Eugene Nel besluit, weet, kom ons skryf 'n liedjie wat volgens vir daai mense is wat net rus nodig het. En ons het nie net geskryf vir die see of vir die bos nie, ons het geskryf vir albei. So jy kan die liedjie luister as jy bos toe gaan, liedjie luister as jy see toe gaan. Of net as jy by die huis bly. Of as jy by die huis bly, Kan ja. jy ook rus? Daai is dalk 'n idee, nee. Jy sê, Vir die huisvrouens by die huis. maar jy sê presies, bietjie rus, hulle kort dit ook. Maar hierdie is die 4de enkelsnit hierdie jaar. Yes. Hoe het die ander ook gedoen? Baie goed. Kyk, my heel eerste treffer het ek uitgebring 2010. Hy's al 15 jaar oud hierdie jaar. Ja. So laas jaar het ek 'n liedjie uitgebring. My grootste treffer was Soem op my boepie. So ja, dit klink snaaks, maar dis een van die liedjies wat jy weet as jy kry 'n kunstenaar kry een song. Ja. Wat altyd saam met jou travel. Maak nie saak waar jy optree nie, almal vra, "Wanneer sing jy daai liedjie? Wanneer sing jy daai liedjie?" En daai is daai liedjie. So Boepie het regtig bitter goed gedoen. Laas jaar het ons hom vrygestel, ons hom 'n nuwe baadjie aangetrek. En ons het vir hom 'n hele nuwe musiekvideo gemaak. So hy het goed gedoen en die ander snitte ook. Ek het een saam met Dennis East gedoen, onthou julle vir Dennis East? Ja. Hy so 'n paar jaar terug oorlede. So ek was die laaste kunstenaar wat 'n duet saam met hom gedoen het voor hy oorlede. Hy het ook die song produce en so aan ook. En ons het 'n Bee Gees song opgeneem van To Love Somebody. En hy doen bitter goed op radiostasies heidaglik. So ja, daar die snitte wat uitgekom het baie goed doen, maar bietjie rus het my al bietjie verbaas hoor. Hoorie, praat bietjie met ons oor musiek wat op pad is. Jy sê nou Dennis East se liedjie het julle gedoen. Wat is daar nog wat voor lê? Kyk as jy 4 enkelsnitte 'n jaar uitbring soos jy gedoen het hierdie jaar soos Jennifer sê, dan as jy besig, gaan jy aanhou op hierdie trant. Definitief, ja. Volgende jaar is daar groot goeders. Ek bring 'n duet uit wat ek geskryf het binnekort. Ons begin so Februarie wil ons hom vrystel met 'n pragtige dame. Ek kan nog gelukkig nog nie haar naam noem nie, so 'n half bietjie verrassing vir die mense. Dan skryf ek en 'n vriend van my, Fran Prins, 'n liedjie saam wat ons uitbring, 'n lekker kuier liedjie. En dan sal nog 'n paar duette en dan ook vir my eie goed ook wat volgende jaar uitkom. En dan toer net. Baie Toer, baie op die pad wees. Wat maak duette so spesiaal en lekker? Want jy het nou 'n paar duette vir volgende jaar wat jy opgelaai het. Wat maak duette so spesiaal? Kyk, vir my is dit nie net van ek wil 'n liedjie opneem saam met iemand. Dit gaan van oor die persoon. Kan jy gemaklik werk met die persoon? Daar moet daai koneksie wees tussen mekaar. En ek het vir Mia so 'n paar jaar terug ontmoet. En sy was net daai girl, toe ek die song geskryf, dink ek dadelik aan haar vocal wat gaan werk in hierdie liedjie. En sy daai lekker variety van haar vocal range wat kan lekker werk in die liedjie. En ek dink dit gaan oor wie die kunstenaar is. Dit gaan nie net oor ek wil saam met jou sing want ek moet saam met jou sing nie, maar omdat ek wil saam met jou sing. Dis 'n lekker ding met die Engelse noem vir 'n duet, 'n collab, 'n saamwerk. Yes, presies. Dis lekker om saam te werk met iemand wat jy lekker saam kan werk. Definitief. Absoluut. En die skryfbesigheid wat jy praat nou baie van jy het geskryf. Skryf jy verkies jy om al jou lirieke self te skryf of is dit ook gewoonlik soos 'n collab? Ek skryf woorde baie maklik, maar die melodie is vir my 'n probleem. So dis my lekker om met iemand soos Eugene te werk waar jy na 'n studio toe gaan en sê hoor Eugene, hier is die woorde, kom ons werk aan hierdie woorde, sit my melodie saam met hierdie ding en dis hoe die song begin. Want ek self speel nie instrumente nie. So dit maak dit moeilik vir my. Die digkuns is dan eintlik jou sterkpunt. Ja, presies. Daai deel is dit. Maar ek gaan nou gitaar leer speel volgende jaar. Dis een van my bucket list vir volgende jaar. Nice. Ek kan Maar lekker. Baie dankie jy vir môre tyd gemaak het. Jy het van ver af gekom vanmôre om hallo te sê. Jy werk eintlik nog aan die ander kant in Limpopo. Ja. Maar dankie dat jy 'n draai gemaak het vanmôre. Dit is altyd lekker om jou te kyk. Dankie. Kom maar weer volgende keer. Ja, asseblief. Dit is my groot eer en dankie vir julle. Dankie vir julle tyd ook en mag julle geseënde Kersfees hê en 'n voorspoedige nuwe jaar. Dankie Daniel. Daar's Daniel Hoffman. Bly net daar waar jy is. Ons gaan nou na 'n bietjie rus luister hier regstreeks op die kanaal, maar eers 'n bietjie advertensie.